manne soos Sokrates en Plato en later ook Aristoteles. Ja, Aristoteles was al nader in daai tyd een van die groot geeste, maar Sokrates was die Christus van die tyd. Hulle is nou al 3 Griekse filosofe. Plato was 'n leerling van Sokrates en Aristoteles was weer 'n leerling van Plato. Hulle het die psigee, daai lewe wat Jesus hiervan praat, het hulle so hoog geag. Hulle het die kern van menswees gesien. Hulle het die setel van rede, hoe jy dink, né? En hulle dit as jou identiteit beskou. Hoor hierso, weet jy wie jy is? Verstaan jy jouself? Klink dit bekend? En alles was gelien aan hulle gode. Absoluut. Nie aan die God van Israel is met Jahweh besig. Alles, jy weet, dis jy en dan die dooie God. Dis reg. Dis waarop het gebaseer was. En Sokrates het veral klem gelê op die versorging en die verfyning van hierdie psigee. En hy sien dit, hoor nou hier, as die hoogste roeping van die mens. Met ander woorde, hy sê, dit is die ultimate, dit is waarvoor jy hier op aarde is om jou psigee, jou siele, jou siege, om dit te verfyn en om dit te bewaar en te beskerm en te versorg. Hoe mooi. Natuurlik sy outcome sou wees soos wat ons as gelowiges glo, dat jy in die oordeel waar Zeus, ek sal hy name nog kry, dis nie nou ek val aan nou in die rede, waar Zeus se 3 seuns jou sal oordeel of jy in 'n verderf of in 'n goeie lewe sal ingaan. Dit is ongelooflik naby aan die goeie waarmee ons werk. Is skrikwekkend naby. Want dit is wat jy moet iewers 'n gryp hê. As jy sê jy moet in jou siege uitblink vir die ultimate, dan gaan enige iemand vir jou vra, ou wat so slim was soos Paulus, hy het regtig gesê as daar nie opstanding is, gaan kom ons leef, eet en drink en raak mal. Intelligente man, hoekom moet ek reg wees? Hoekom moet ek my siege ontdek? Hoekom moet ek weet wie ek is? Hierdie intelligentes moes iewers 'n blackmailing system op die mense en toevallig van al hulle afgode, jy kan gaan kyk hoeveel gode het hierdie Grieke gehad, was Zeus se 3 seuns, die wat die oordeel hardloop met die een wat die veto reg het, om te kies watter kant jou siel sal gaan, en dit was die wortel voor die neus. Maar alles soos hy nou gesê het, jy is psigies die ultimate, die sielkunde, kom ons praat die taal wat ons nou hier vandag, die sielkunde van die stelsel, is die ultimate wêreld van slyp, poleer, blink, reglyk en primêr jou vlees, jou siel, psigiese, want dis waar jou intellek lê, die intellek, die slimheid, lê daar binne. So hierdie Grieke, wat nou vir Jesus wil sien, wat uit hierdie denkraam uitkom, onthou dit is vir hulle met moedersmelk ingegee. Dit is daar waar die slim ooms sit in die poorte, is dit die goed wat bespreek word. Dis in Christus se tyd. In Christus se tyd. In sinagoges, in tempel. Dit word in hulle harte ingeplant. Dit wat God vir Moses gesê het, skerp dit vir julle kinders in. Dit is wat vir hulle ingeskerp is. Hoorie, jy moet mooi kyk na jouself, na jou siege, na dit waarin jy glo, dit wat jy dink. Jy moet altyd goed voel. Jy moet altyd op die mountaintops of glory wees. Jesus sê vir die Grieke wat uit hierdie denkraam uitkom, julle wil my sien, dan moet julle mooi verstaan dat die psigee is die leeu en die duiwel wat julle probeer bewaar. Hy moet sterf. Gooi tog arme Grieke, kry hulle amper jammer. Dit was 'n duidelike uitdaging van die selfbewaring en selfveredeliking. Hoor hierso, hulle het hulle self op trone gesit. Menseregte, jy het 'n reg. Jy het oom Jacobs, pastoor Jacobs het so 'n mooi preek gebring wat ek as 'n kind gehoor het, maar tot vandag toe onthou. Hy het gesê, kind van God, jy het 'n rede, maar jy het nie 'n reg nie. Hoor hierso, alles wat jy het is 'n voorreg. Jy kan vir my sê, ja, maar dit en dit en dit en dit is al die redes, dit is 'n rede. Maar jy het nie reg nie, jy moet jou lewe haat op hierdie aarde, as jy dit wil behou. So kom ons kyk gou weer. Die psigikos mens, né? Die psigikos mens, die vlees, die siel, die siege. Hy leef vanuit die natuurlike siel, uit sy emosies, né? Uit sy sintuie en uit sy verstand. Kyk, die emosie, vir die wat dink ons weet nie waarvan ons praat nie. Die emosie lê in die siege.
Die intellek lê in die siege. Die vermoë van enige emosionele wêreld lê, maar hy kan net uit 5 sintuie uitgevoer word. Ja. Wat Christus aan die Grieke probeer verduidelik het, jou intellek moet sekondêr kan hy moet gevoer word en net jou gees, jou pneumatikos is die enigste wêreld, jou gees, Ja. jou ruach Ja. in Hebreëus, moet met die gees van God konnekteer, dat die Absoluut. intellek van God jou voer, dan voer hy sekondêr jou siel, wat jou intellek lê in jou siel, en dan begin jou siel vir jou liggaam sê, operasioneel, raak so. En glo my, as dit jou nie interesseer nie, verstaan ek 100%, maar dit het die Grieke gefascineer, want hierdie man praat van goed buite hulle wêreld.